Dankie, Andy. Ek wil aangaan 'n bietjie deel met goed wat ons gedeel het hierdie afgelope klomp weke en net weer teruggaan na 'n skrifgedeelte toe wat ons vroeër gepraat het. Maar Paulus het met ons kom praat en gesê, hy doen 'n beroep op elkeen van ons. Efesiërs 4 vers 17 wat hy gesê het, en in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos die heidende leef nie. Dan gaan hy verder en ek wil net die hele gedeelte lees nie, ons het hom al 'n paar keer hanteer. Vers 22 dan sê hy weer 'n keer, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mense in julle wat deur sondige begeertes verteer word. En hy sê en dat ons vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet bekleë wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Nuwe vertaling sê julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Hoe kry ons dit reg om hierdie goed te doen? Hoe gaan ek dit reg kry om anders te leef? Hoe gaan ek dit reg kry om anders te dink? Ander vrug te dra, nuwe vrug te dra. Ons gaan dit nie in ons eie krag reg kry nie. Ons probeer baie keer self. Ek onthou, daar was 'n tyd toe ek nog gerook het. Hoe sit hom? Ja. Lang gelede. En hoeveel keer ek in my eie krag probeer ophou het. Ag, Jesus, dan hou dit nie vir 'n dag nie, 2 dae. Dan kry ek daai onttrekkinge en as ek weer kon kry, dan begin ek maar weer van voor af. En as ek weer begin, dan rook ek meer as wat ek voorheen gerook het. En soveel keer probeer in my eie krag. Ek dink ek is eenslag het ek 'n operasie gekry, dit was die langste wat ek opgehou het. Hulle moes iets aan my, iets wat stikkend was, moes ek weer eers regmaak. En toe ek vir daai tyd, daai paar dae, toe ek opgehou rook, plaas ek net vasgehou het daar. Maar toe begin ek weer. Maar toe die Here ingryp, toe los ek nie die sigarette nie. Dit het vir my eerder gevoel die sigarette het my gelos. Toe maak die Here my vry. Uit genade. Soveel so dat daar nie 'n begeerte, 'n lus, niks. Dis asof die Here het net skoon gemaak. En van daai aand af tot vandag toe nog nooit weer nie. Sien, in ons eie krag gaan ons dit nie maak nie. In ons eie krag. Ons het baie keer die goeie intensies. Maar goeie intensies, wat sê hulle altyd? Die pad hel toe is geplavei met goeie intensies. Ons kan baie goeie intensies hê. Maar ons kry dit nie reg om dit soveel keer, meeste van die tyd, om dit deur te voer nie. So hoe gaan ons dit reg kry? In Johannes 15 kom die Here en hy vertel ons 'n gedeelte daar. En daar's 4 elemente wat belangrik is in hierdie verhaal, in hierdie gedeelte wat die Here praat. Eerstens, daar's 'n landbouer. Tweedens, daar's 'n wynstok. Die landbouer is die Vader. Dan's daar die wingerd, die wynstok. Dis Jesus. Dan praat hy van die lote, die takke. Dis ons. Ons wat sy kinders is, wat ingeënt is, wat deel van wat in die wynstok is. En dan's daar die vrugte. En voordat ons hier begin net bietjie kyk na hierdie gedeelte weer. Die Here soek vrug by jou en by my. As hy praat van 'n landbouer, wat is 'n boer? Ultimately, wat is die doel van 'n boer? Hoekom plant hy mielies? Hoekom plant hy mielies? Wat bereik deur mielies te plant?
Hy wil kos maak. Hy soek 'n oes. Hoekom plant jy 'n wingerd? Dat dit moet mooi lyk, lekker ryk? Of wat soek jy as jy 'n wingerd plant? Ek soek druiwe. En ek soek nie 'n paar druiwe nie, ek soek baie druiwe. Hy soek 'n oes wat moet gelewer word. So as hy praat van die wingerd, as die landbouer, en die Vader is die landbouer, hy soek vrug in sy wingerd. En as ons kyk, en ek gaan net so 'n paar dinge net uitlig, ons kan so baie praat oor hierdie, daar's soveel wat 'n mens kan deel, maar daar's net so 'n paar dinge wat ek net wil vanoggend kom uitlig. En ek bid dat die Heilige Gees met elkeen van ons net vanoggend sal ontmoet, dat hy regtig net tot jou hart sal spreek. Sit gisterand op 'n stadium, ek en Amanda kyk net so 'n dingetjie op YouTube, so eintlik so 1 of 2 stories. Dis 'n fliek, maar is gebaseer op ware verhale. En Christelike verhale. Wat in dit beleef ek net die Here iets in my hart doen. En toe op 'n stadium gaan sit ek daar buitekant op die stoep. Net vir 'n paar minute, nie lank nie. Maar 'n paar kosbare oomblikke. Dat ek net 'n teenwoordigheid van die Here beleef. En dit koppel so aan hierdie verhaal vir die gedeelte wat die Here kom met die vergelyking wat hy tref. En in Johannes 15 vanaf vers 1, hy sê, ek is die ware wynstok. Jesus is aan die woord. Hy sê, hy is die wynstok. Hy sê, my Vader is die landbouer. Ek wil net 'n gedeelte daarso. Dan vers 2 begin hy eintlik amper vir my baie rof. Hy sê elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Dr. Bruce Wilkerson het 'n interessante boekie geskryf. Secrets of the Vine. En dit gaan juis oor hierdie gedeelte in Johannes 15. Maar in sy boekie praat hy van, hy het met 'n druiweboer gaan praat. En die druiweboer sê toe, julle ouens verstaan nie preele nie. Julle verstaan nie hoe 'n wingerd werk nie. Julle verstaan nie hoe 'n druiweboer werk nie. Hy sê toe, weet wat, julle sê, elke loot wat in my nie vrug dra, neem my weg. Van die vertaling sê, knip hy af. Hy sê, maar weet wat, 'n druiweboer knip nie sommer net 'n tak van daai wingerd, van daai preel, van daai, wat noem jy dit, 'n preel, of daai wingerdstok, wingerdplant, knip nie sommer net 'n tak af nie. Hy sê, van daai takke is kosbaar, want hy het potensiaal. En ons weet, die wingerde van daai dae het bietjie laer gegroei. Dit is nie soos wingerde vandag wat ons preele vandag het nie. Maar anderster, en hy sê wat gebeur het, baie keer daai tak groei grond toe. Hy sê, weet wat doen 'n wingerd? Hy sê, ons wat wingerd, ek sien 'n tak wat nie vrug dra en hy het nou verkeerd gegroei. Hy sê ons tel daai tak op en ons stit hom en maak hom weer vas. Maak hom mooi, behandel hom om te kyk dat hy weer kan vrug dra. En weet wat, as jy gaan kyk, die Grieks, elke loot wat my nie vrug dra, hy sê daai woord, wat hy sê, neem hy weg. As jy gaan kyk in die Grieks, die Griekse woord vir daai neem weg, in die Engels sê takes away. Die Griekse woord vir daai takes away is airo. En airo kan beteken afval, knip, heeltemal wegvat. Maar airo beteken ook
to raise up, to elevate, to lift up. Hy sê, to raise from the ground. En sien dit gebeur, dat soms dra ek en jy nie vrug nie. En as ek nou daai versie kyk, en ek kyk met 'n verkeerde oog na hom, en ek vat 'n verkeerde begrip, en dan dink ek baie keer kom die vyand, dan kom sê hy vir jou, hoorie, sorry, die Here het jou afgeknip, hy het jou afgesny. En weet wat ek vanoggend my hart beleef, ek glo ek die Here kom, en wanneer ons hier in die modder beland het, daai tak het in die modder ingegroei, hy's vol modder gespat, hy's nie op die plek wat hy moet wees nie, dan kom die landbouer, en hy tel daai tak weer op, hy maak die blare skoon, hy stit hom, hy posisioneer daai tak, dat hy dalk weer vrug kan dra. Baie keer dan voel dit vir jou en vir my, dat ons op 'n plek kom, dat dit voel, Here, dit voel vir my ek vat meer mis, as wat ek raak vat. Dit voel vir jou dalk, maar jy sien nie die vrug in jou lewe wat jy veronderstel is om te dra nie. Jy wys nie die vrug wat jy eintlik graag sou wou wys nie. En ek wil jou kom aanmoedig vanoggend, moenie die leuen van die vyand glo nie. Moenie onder die aanklag van die vyand kom sit nie. Want die vyand gaan jou wil altyd aankla. En jy sien, wanneer ek en jy misvat, wanneer ons fouteer, wanneer ons faal, dan moet ons nie weghardloop van die Here af nie. Ons moet na hom toe hardloop. Maar jy sien, as ek weghardloop, hardloop ek in die vyand se arms in. Wanneer ek weghardloop, dan hardloop ek al hoe dieper in 'n plek van skuldgevoel. En ek hardloop al hoe dieper in daai skuldgevoel. Ek hardloop al hoe dieper in daai gevoel van aanklag. Ek hardloop al hoe dieper in daai plek wat ek minderwaardig voel en nie goed genoeg nie en ek voel verlore. Ek wil weer sê, ons moet hardloop na die Here toe, want Hebreërs 4 vers 16 wat hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Die Amplified sê, let us then fearlessly and confidently, boldly draw near to the throne of grace. Let us boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need, appropriate help and well-timed help, coming just when we need it. Jy sien, hy sê, kom met vrymoedigheid na die genade troon toe, sodat ons daar barmhartigheid kan vind, so that we might find mercy. Die verskil tussen grace en mercy, het ons al baie gepraat. Grace is, ek ontvang iets wat ek nie verdien het nie. Sy goedheid, sy guns. Mercy beteken, ek ontvang nie wat ek wel verdien het. Ek het straf verdien, maar ek het dit nie ontvang nie. So mercy is, ek ontvang iets, ek ontvang nie iets wat ek wel verdien het nie. Hy sê dat jy barmhartigheid kan kry. Ek moes straf gekry het, maar ek het dit nie ontvang nie. Inteendeel, ek het sy grace ontvang. Ek het sy genade ontvang. Maar hy sê, kom met vrymoedigheid. En jy sien, wanneer ons faal, wanneer ons fouteer, dan kom die vyand altyd, hy kom kla jou aan, en hy sê, maar hoorie, jy kan nie na die Here toe gaan nie. Hy jaag my, dryf my, dat ek voel, ek het nie die vrymoedigheid om te gaan bid nie. Ek het nie die vrymoedigheid om met die Here te gaan praat nie, want hy sê vir my, maar hoe wil jy voor die Here kom, en jy lyk soos wat jy lyk, jy het gedoen wat jy gedoen het. Jy kan nie met hom gaan praat nie.
Jy moet eers reg kom. Jy moet eers goed word. Jy moet eers skoon wees, dan kan jy na hom toe gaan. En hoe meer ons probeer om die goeders reg te maak en uit te sorteer, hoe verder val ons eintlik in die gemors in. Hoe meer ek probeer om myself te reinig en myself skoon te maak en myself te herstel, hoe meer voel dit vir my ek faal en hoe meer voel ek skuldig en hoe minder vrymoedigheid het ek en hoe meer probeer ek van hom af wegkruip en weghardloop. Jy sien, dis wat die vyand met jou en met my wil kom doen. Maar die Here sê, wanneer jy faal, kom na my toe. Moenie weghardloop. Jy gaan dit nie self kan regmaak nie. Jy kan nie jouself reinig nie. Jy kan nie jouself skoon kry nie. Ek kan nie myself vrymaak nie. Hy maak my vry. Hy is die een wat ons skoon maak. Jy sien, die Vader kom, en hy tak wat in die modder lê, hy sê, hy wil hom oplig, hom optel, hom kom sit, en hy maak daai blare weer skoon. Hy reinig dit. Hy posisioneer hom, sodat hy vrug kan dra. Hy wil jou en my posisioneer om vrug te kan dra. Hy wil dit moontlik maak dat jy kan vrug weer dra. Want jy sien, waar kom die vrug vandaan? Hoe word ons vrug geproduseer? Want ek is in hom. Hebreërs 4 vers 15, die vers net voor vers 16 sê hy, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Jy sien, dis hoekom ek kan met vrymoedigheid na die Here toe gaan, want hy verstaan. Elke versoeking wat ons as mens ooit op hierdie aarde kan beleef, het hy in 'n maat beleef. Beide te oorwin. En daarom sê hy, ons het 'n hoëpriester wat medelee met ons het. En dis hoekom hy kom nie met oordeel en aanklag nie. Die Here kom nie en sê, klem, jy het al weet wat kan gee. Nee, Here Jom, hoor hierso, nou het ek genoeg gehad. Ek, hierdie tak, wat nie af, is klaar met hierdie tak. Nee. Ek het 'n hoëpriester wat medelee, en dis hoekom my belewenis van daai versie is, en as ek kyk na die Grieks, hy knip nie net af nie. Hy tel ons op, en hy lig ons op. Dan verder in vers 2 gaan hy. En ek wil net sê, as jy vanoggend op daai plek sit, wat skuldgevoel besig is om jou klaar te maak, dat daai minderwaardigheid en daai plek wat jy voel, ek kan nie, ek het gefaal, en jy 'n vrymoedigheid verloor het, wil ek jou vanoggend hoor die uitnodiging van die Here, wat hy jou vanoggend nooi, kom na my toe. Kom laat ek jou vanoggend skoon maak. Kom laat ek jou vanoggend reinig. Kom laat ek jou help. Vers 2 gaan hy verder dan sê hy, en elke loot wat wel vrug dra. Vir jou wat vanoggend hier sit, en jy het nie, daar's nie skuldgevoelens wat jou pla nie. Daar's dinge, jy weet, jy's op 'n goeie plek in jou verhouding met die Here. Jy stap daai pad. Hy sê, vir jou wat vrug dra vanoggend, elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon. Dis eintlik nie die regte vertaling daar, maak hy skoon nie. Die regte vertaling moet wees, hy snoei jou. En dis wat daai woord beteken in Grieks, is om hom te snoei, to prune. Sodat dit meer vrug kan dra. En weet wat, die Here wil vanoggend kom, en hy wil my en jou kom snoei. Maar wanneer die Here ons snoei, moet ons dit nie beleef, want baie keer dan dink ons die Here is besig om my te straf. Nee, hy straf jou nie, hy snoei jou.
En is vir die landbouer die lekkerste ding om sy wingerde te snoei. Want wat doen hy? Daai tak wat groei en die lote wat vrugte gaan dra, en dan sien hy, maar hier is soos 'n loot wat begin groei. Hierdie ding loop is besig om 'n pad te loop wat hy nie moet loop nie. Dis 'n loot wat nie gaan vrug dra nie. En vir die landbouer is dit lekker, want hy knip daai loot, hy haal hom uit, sodat jy meer vrug kan dra. En dit bring vir die landbouer vreugde om dit te snoei. Vir die landbouer is dit lekker, vir die tak is dit nie so lekker nie. Vir ons voel dit, dit is ongemaklik. Jy sien, die Here wil die dinge uit my en jou lewe wegvat, wat verhinder dat ons maksimaal vrug kan dra. Want onthou, hy soek vrug in my en jou lewe. So die dinge wat gaan verhinder, wat vrug dra, gaan hy uithaal. Vers 3 sê, julle is al reeds rein, reeds gesnoei, deur die woord wat ek tot julle gespreek het. So hy praat met sy disippels hier, en hy sê, weet wat, ek het julle reeds gesnoei. Die woorde, die eintlike woord wat hy praat van eintlik daar is, hy sê, dinge wat ek julle geleer het. Een van die Engelse vertaling sê, hy sê, you have been made clean, you have been pruned already by the teaching I have given you. Die Here het sy disippels, onthou hy het 'n pad met hulle gestap. Hoofstuk 15, dis so rukkie net voor sy kruisiging. So hy het hulle pad gestap met hierdie disippels. Hy sê, ek het julle reeds gesnoei deur die dinge wat ek met julle gepraat het, die dinge wat ek julle geleer het. En as ons gaan kyk in die disippels se lewens, dinge wat hulle gedoen het, dinge wat hulle gesê het, dan die Here gesê, nee, dis nie dit nie. Want dan sit 'n loot wat begin groei, en hy gaan na 'n verkeerde rigting toe, dan knip hy hom af. Bill Johnson het 'n mooi voorbeeld genoem. Ons het hom geluister toe hy 'n stuk oor hierdie deel. Hy sê Johannes en Jakobus. Jesus kom en hy sê hy wil stuur hulle na 'n Samaritaanse dorpie toe, dat hy daar vir hulle plek moet voorberei, want hulle wil daar nagmaal hou. Dis die laaste tyd wat vergadering met hulle gaan hou, of byeenkoms. En die Samaritane wil hulle nie daar hê nie, want hulle is op pad Jerusalem toe. Hy gaan Jerusalem toe gaan. Hulle wil nie daar hê nie. So toe moes hulle nou gaan na 'n plek toe, en hier kom Johannes en Jakobus. Kan gaan lees aan Lukas 9. Johannes en Jakobus kom na Jesus toe, en hulle sê, hoorie, moet ons nie vuur van die hemel afroep en hierdie plek vernietig nie? Nou daar's soos die Engels praat van 'n ziel. Daar's 'n passie, daar's 'n dryf in hierdie ouens. Weet, hulle wil nou net, weet, hierdie ouens kom teen die span, Here. Nee, hierdie ouens wil nou, kan ons nie, kom ons sort hulle net uit, man. Dan sê die Here, nee, hierdie takkie wat nou hier groei, dis 'n verkeerde takkie wat groei. Dit gaan nie vrug produseer nie. Hy sê vir hulle, hy praat met hulle, en hy kom dan neer, die Here sê, hy het nie gekom om te oordeel nie, hy het gekom om te red. Nee, daai takkie moet uit. Jy sien, wat se takkies is daar by my en jou? Lote wat begin groei, wat maak dat ek en jy die Here gaan misloop. En weet wat gebeur? Die vyand gaan nie altyd jou swakhede teen jou gebruik nie. Hy gaan nie net kom en dinge wat mislukkings en waar jy gefaal het teen jou kop gooi nie. Wat hy baie keer gaan doen is, die vyand gaan jou sterkpunte vat en hy gaan dit teen jou gebruik. Sien, ek en jy kan op 'n plek kom wat ons begin geestelik groei. Ons ken die woord al hoe beter. Die Here se gawes werk deur ons. En ons begin al hoe sterker in die Here te staan. Maar in daai groei en sterk staan, en daai vrug wat ons begin doen is, die gevaar is, ek kan op 'n plek kom wat ek begin geestelik hoogmoedig begin raak. Nou begin ek neer te kyk op ander kinders van die Here wat dalk sukkel en nog nie op 'n goeie plek is en nog stoei met dinge in hulle lewens.
En nou begin ek te kritiseer. Mense, kritiek. Ons kan baie keer moenie kritiek misken as 'n gawe van onderskeiding nie. Suspicion is not the gift of discernment. Kritiek. En ons kan baie maklik krities raak. Ons kan baie keer, dan sal ons met mense verskil oor 'n teks, oor 'n gedeelte, oor 'n lering. You win the argument, but you lose the relationship. Jy sien, want ek op 'n plek, dat uit 'n plek van hoogmoed, nie uit 'n plek van liefde nie, beginne ek mense, ek wil die geveg wen, ek wil reg wees, en dit gaan eintlik meer oor my beeld, as oor die saak wat op die tafel is. En dan's daar 'n loot, wat begin verkeerd groei, en die Here sê, nee, hierdie loot moet uit. En hy knip hom, en hoe doen hy dit? Deur sy woord. Hy spreek ons aan in sy woord. En sy woord kom praat met ons. En hoe daai woord aflewer, dit kan wees deur iemand wat met jou deel, wat ook al, maar sy woord, hy gebruik sy woord en hy praat, en hy snoei my en jou lewens. Takke wat nie daar hoort nie. Ek hoop dit maak sin. Vir Ag, dit is baie goed wat 'n ou daar kan deel. So ek wil weer sê, wanneer die Here snoei, hy's nie besig om te straf nie. Hy's besig om skoon te maak. Te snoei, sodat jy meer vrug kan dra. Dan gaan hy verder. Hy sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Jy sien, dis nie my en jou werk, die vrug kom voort. Ek en jy moet in die wynstok bly. Ek en jy moet seker maak dat ons gekonnekt is met die Here. Ek moenie toelaat dat iets, die konneksie tussen my en die Here, verander nie. Bly in hom en hy in my. As jy in my bly, sal jy veel vrug dra. Want jy sien, die vrug kom voort omdat ek in hom is. Dis 'n nagevolg van my verhouding, my intieme verhouding met hom. So bly jy ingeënt, bly in hom. Dan gaan ek en jy vrug dra. Hy gaan help. En my posisioneer laat ek meer vrug kan dra, soos ek sê, soos hy ons snoei. En die Here soek veel vrug by ons. Baie vrug. Maar sonder hom kan ek niks doen nie. En dan sê hy, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp, soos die loot en verdroog. En hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Jy sien, die krisis is wanneer ek nie in hom bly nie. Wanneer ek nie gekoppel bly aan die Here nie. Dis dan wanneer ons afgeknip word. Moenie toelaat dat iets, kan nie toelaat dat iets my van hom af wegvat nie. Kan nie. En die vrug, vir die grootste vrug wat hy soek, is dat ek sal wees soos wat hy is. Dat ek al hoe meer vrug ek dra, hoe meer weet ek is besig om te wees soos Christus. Dis die vrug wat hy by my en jou soek uiteindelik. Hy sê vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle,
sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. As julle in my bly en my woorde in julle bly. So as sy woord, dit wat hy my praat, dit wat hy my deel, dit wat my gegee het, as daai woord in my bly, nie wegraak nie. Hy sê, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Want jy sien, wanneer dit sy woord in my bly en ek in hom bly, dan beginne ek my hele waardesisteem, my hele denkpatroon beginne oplyn en een word met hom. So wanneer ek vra en bid, is my gebed en dit wat ek vra in lyn met sy wil. Dis nie selfsugtige begeertes wat ek dan bid nie. Wat ek vra, hy sê wat julle vra wat julle wil. Wat julle wil, ons wil, is dan belyn met sy wil. En julle sal dit kry. En ek bid dat die Here ons sal help vanoggend. Dat ons al hoe meer soos hy sal wees. Hy sê, want hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, julle sal my disippels wees. Moenie toelaat dat iets jou van hom af wegtrek nie. En as jy vanoggend voel, ek het geval, wil ek weer sê, moenie weghardloop nie. Hardloop na hom toe. En wanneer hy snoei, wanneer sy woord kom, weet wat, sy woord konfronteer die dinge wat ek glo. Sy woord konfronteer my waardesisteem. Sy woord konfronteer my denkpatrone. Die Engels praat van ons beliefs. En beliefs wat verkeerd is, sy woord konfronteer het, sodat dit sal uit en dat dit sal verander. Ek wil weer sê, as julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Ons gaan vanoggend net 'n nagmaal gebruik saam. My nagmaal praat vanoggend van jou wat hy wil optel. Daai nagmaal spreek vanoggend van hy wat my en jou wil reinig. Daai nagmaal praat vanoggend van dit roep en sê kom met vrymoedigheid na die genade troon toe. As jy vanoggend voel, maar ek het geval, gebruik vanoggend saam hierdie nagmaal, sê Here, ek kom vanoggend na U toe. Uit my eie weet ek, Here, ek kan nie. Sal U my help? Want sonder U kan ek niks doen nie. Vader, dankie. Dankie dat ons vanoggend kan weet, U is die landbouer. U is die een wat ons help versorg, sodat ons vrug kan dra. En Here, vanoggend, dankie dat ons kan weet, soos Romeine 11 sê, want uit hom en deur hom en tot hom is alles. Here, dankie vanoggend, soos Handelinge sê, die digter geskryf en gesê, dis in hom en deur hom, in him we live and move and have our being. Here, dankie dat ons vanoggend soos 'n willeloot ingeënt is in die wynstok. Here, dat U in ons is en ons is in U.
En Here, dankie dat ons vanoggend kan kom. Dankie dat U ons skoonmaak, dat U ons reinig. Dankie dat U ons snoei, sodat ons meer soos Jesus kan wees. En Here, dankie vir hierdie nagmaal. Here, die nag waarin U verraai is, het U die brood geneem, gebreek, gesê, dis my liggaam wat vir julle gebreek is. Neem eet, en net so ook die beker. Die bloed wat vir ons gevloei het. Here, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. En Here, vir elkeen wat vanoggend dalk hier sit, wat net voel, het afstand gekom. Verhouding met U is nou op die plek waar dit moet wees. Here, ons kom na U toe. Dat hulle sal op 'n weg hardloop, dat hulle regtig vanoggend na U toe sal hardloop. Ek dank U, Here, dat U vanoggend takke wat nie daar moet wees nie, dat U kom sny en dit verwyder. Dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie, Here, die werk wat U in ons begin het, dat U dit sal volbring. En ek bid dat U deur die Gees net elkeen sal kom aanraak, terwyl ons net hierdie nagmaal saam gebruik vanoggend. En ek bid dit vanoggend in Jesus naam. In Jesus naam bid ek dit. Amen. En nou, ek wil U nooi, dit is gewoon net